Matteus 21 vertel van die intog van Jesus in Jerusalem. Hy kom op die rug van 'n donkie die stad ingery. Toe hulle Jerusalem nader en by Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag: gaan na die dorpie daar voor julle en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: die Here het hulle nodig. Dan sal hy hulle dadelik laat gaan. Dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is. Sê vir die dogter van Sion: kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie en op 'n jong donkie, die vul van 'n pakdier. Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul geneem, boklere op hulle neergesit en hy het daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad oopgesprei en ander weer het takke van die bome afgekap en op die pad oopgesprei. Die skare wat voor hom uitgeloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep: Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer en hulle het gevra: wie is hierdie man? Die skare het gesê: dit is die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea. Klop, klop, klap, klop. Dis 'n vreemde klank vir die aankoms van 'n koning. Nie fanfare nie, nie trompette nie, nie perde wat die aarde laat bewe nie, nie die rollende wiele van 'n keiser se strydwa of 'n groot slap swart motor omring met leiwagte nie. Net klop, klop, klap, klop. Stof wat stadig opgeskop word. Daar is 'n roering in die skare, 'n stukkie kleer wat beweeg soos wat 'n mantel voor hom neergegooi word. Toe nog 'n stuk lap, 'n bookleed. Iewers in die skare 'n kindjie wat opgewonde begin hande klap. En toe ontwaak die skare. Die murmurering word 'n fluistering, die fluistering word 'n stem en die stem word 'n kreet. Hulle juig, hulle skree, hulle roep sy naam. Hosanna vir die seun van Dawid. En daar kom hy aangery op 'n donkie. Het jy al ooit 'n donkiekar gery? Toe ek baie jonk was, het ons op 'n plaas gebly en een van die lekkerste dinge vir 'n plaaskind is om donkiekar te ry, want donkiekar is sinoniem vir plaaslewe. Die reuk van sweet en mis en die olie van die hout in jou neus. Dis nie vinnig nie. In die somer is dit bitter warm en in die winter is dit bitter koud. Dis nie grand nie. Grand sal wees om voor in die Hilux te sit met die aircon aan. En haar donkiekar se rit is mens altyd vol stof. En dit is hoe die Messias Jerusalem inkom. Nou, ons is vandag aan die einde van lydenstyd en in lydenstyd is daar hierdie opbou na Jesus se intog in Jerusalem in. Jesus op pad na die kruis en op pad na die opstanding en hier in die middel van hierdie reis kry 'n beskeie donkie een van die hoofrolle in Jesus se verhaal. 'n Donkie, 'n dier wat jy sou verwag op 'n plaas, nie in 'n prosesie nie op pad na 'n stad vol pelgrims nie vir 'n koning nie. En dit is presies die punt. Jou koning kom na jou toe nederig en hy ry op 'n donkie. Dit lees ons daar in Sagaria 9. Nie verhef nie gewapend nie skrikwekkend nie, maar teenwoordig op die vlak van mense, teenwoordig op die ooghoogte van kinders, teenwoordig op grondvlak. Hy kies 'n donkie want die donkie is die boodskap, 'n proklamasie sonder woorde, 'n stilte vol betekenis. Rome het perde gehad, wit, sterk, geteel vir oorlog en oorwinning. Rome het standbeelde gehad, koue oë en koper harnasse. Rome het gesê, krag is die oorwinning. Maar Jesus kom op 'n donkie en sê, krag lyk nie soos wat jy dink nie. Die donkie is wat ons noem 'n stukkie profetiese ironie,
'n satire op alles wat mag probeer wees, 'n onweerstaanbare beeld van 'n God wat nie afkyk van bo af nie, maar wat daar is tussen die mense. En die skare weet nie heeltemal wat hulle sien nie. Sommige dink dalk dit is die begin van 'n revolusie, ander hoop dalk vir 'n wonderwerk. Maar wat hulle sien is die waarheid van die koninkryk. Deur stof en sweet en nederige hoewe. Want daardie donkie was nooit net 'n dier nie. Hy was 'n simbool van 'n ander manier, 'n ander koninkryk, 'n ander soort mag. En die grootste wonder, Jesus het daardie donkie nodig gehad. Hy het hom gekies, gery, geëer. En as hy op 'n donkie kon ry, dan kan hy jou ook gebruik. So kom ons midrash vir 'n oomblik soos 'n rabbi. Waar anders in die Bybel word daar nog oor donkies gepraat? Want hulle is daar, maar ons weet nie altyd waar nie. Ons sien hulle nie altyd raak nie. Hy's nie die hoofkarakter nie. Hy het nie sy eie woorde nie. Hy het nie profetiese visioene of groot dade nie. Hy dra die hout op pad na die berg waar Abraham sy seun sou offer. Hy dra die profeet Biliam en sien die engel lank voordat die profeet hom sien. Hy's daar in Exodus met 'n ou wet. Elke eersteling van 'n donkie moet jy loskoop met 'n lammetjie. Wag wat? 'n Donkie? Onrein en nie geskik vir offers nie, nie heilig nie, en tog 'n donkie kan gered word, losgekoop word, sê God. As jy nie die donkie loskoop nie, dan moet jy hom doodmaak, sy nek breek, sê die wet. 'n Onrein dier, maar nie sonder waarde nie. 'n Lewe wat net behoue bly as iets anders in sy plek sterf. 'n Lam, 'n donkie leef omdat 'n lam sterf. Hoor jy dit? Voel jy hoe dit al die pad vooruit wys? Die donkie leer ons iets van genade. Van 'n God wat sê, reinheid is overrated. Jy is nie sonder waarde nie. 'n Ander sal sterf, sodat jy kan leef. Nou kom ons kyk weer na daardie donkie buite Betfage, die een waarop Jesus ry. Dis nie net 'n praktiese oplossing nie, 'n Bybelse Uber nie. Dis 'n prentjie, 'n verhaal, 'n lering sonder woorde. Jesus ry op die dier wat net kon leef deur 'n ander wat se bloed gegiet is. Dalk is dit 'n prentjie vir my en vir jou. Dalk het ons iets met daardie donkie gemeen. Ek maak foute, ek is nie perfek nie, ek is onrein, ek voel nie goed genoeg nie. En tog is ek uitverkies, ingeneem in die storie van God. En net soos wat Jesus se liggaam op daardie donkie se rug hom heilig maak, waardig maak, besonders maak, net so heilig Jesus se liggaam aan die kruis vir my en vir jou. So hierdie donkie is 'n sakramentele wese. Wanneer God se teenwoordigheid kry hy sy betekenis. Iets van God se heiligheid word in die alledaagse geopenbaar deur hom. Kom ons kyk gou weer na ons teksgedeelte. Daar in vers 3 staan daar, en as iemand vir hulle sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig. Die donkie is in diens van die lewende God. Dit is 'n uitdrukking wat nogal swaar gelaai is. God is besig om sy plan met die skepping tot uitvoering te bring en het mens en dier nodig om dit te doen. Mense kan deel wees van God se sending, selfs die donkies ook. Miskien is dit presies wat jy vandag moet hoor. Jy is nie die perd nie, jy is nie die een met glans en statuur nie. Jy is die donkie. Jy is gekies, jy word ingespan in die verhaal van verlossing. So kom ek vertel jou my eie donkie storie. Ek is predikant in diens van die NG Kerk. Ek het my PhD en MTA in teologie voltooi. Ek het my bevoegdheid as leraar ontvang by die kuratorium nadat ek my BTA, MDiv en lisensiaat voltooi het. En hierdie jare van studies en diens in die kerk het
Alles gevolg op 'n eenvoudige bewuswording toe ek 12 jaar oud was. Nog maar net 'n filletjie was. Toe hierdie eenvoudige diep waarheid my hart vasgegryp het, ek weet die Here het my nodig. En die 12-jarige ek het geen behoefte aan erkenning gehad nie, geen begeerte vir grade of studies gehad nie, wou nie die middelpunt gewees het nie, of iets groots gedoen het nie. Ek wou eenvoudig gehoorsaam wees, en dalk het die 12-jarige ek, net soos die donkie, iets verstaan van 2 Korintiërs 12. My krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Daardie hartskennis het my gedra deur jare se studies, het my weggelei van my ouerhuis, het my selfs buite die kerk waarin ek groot geword het, se tradisie geneem. Dit het my geneem van die Weskus na Pretoria, van Pretoria na Posmasburg, van Posmasburg weer terug na Pretoria. Orals met die opdrag om die evangelie uit te dra. In elke dorp, elke hoofstuk, elke gemeente, het ek elke keer opnuut bewus geword daarvan dat dit eintlik die Here is wat my gedra het. Want hy gebruik ook donkies, soos ek en soos jy. Klink so vreemd, want ons het gewoond geraak aan 'n wêreld van oorwinning, waar sigbaarheid, prestasie en roem so belangrik is. Ons leef in 'n tyd van influencers, van celebrities en sporthelde, mense met ontsaglike rykdom en groot aanlyn followings. Ons vergeet dat God se krag, dit lyk nie soos ons verwag nie. God het nie influencers nodig om oor hom te post nie, en hy hoef nie met ryk atlete te assosieer om sy naam te verhoog nie. Sy krag word juis sigbaar in die onverwagse, die brose, die stikkende, die ongesiendes in die donkies. So as jy stikkend is, as jy moeg is, as jy voel jy pas nie in nie, jy is op die regte plek, want dis waar hy begin, met donkies, met kruise, met mense wat niks het om te bewys nie. En dalk is dit wat dit beteken om werklik op te staan met Paasfees, om nie net triomf te vier nie, maar om ook die swakheid te eer. Want hy het daardeur gegaan, en jy ook, en daar in die donker, in die afgrond, in die donkiepad, lê die krag van die opstanding gereed om te breek, soos 'n lig oor 'n oop graf. En dalk is dit jou roeping ook, om Christus nederig te dra, in jou werk, in jou huwelik, in jou WhatsApp groepe, in jou stil lyding, in jou stikkende ouerskap, in jou klein getrouheid, om hom in te dra, sonder homself die glorie te vat. Amen.